En ek glo hierdie kan mense by die Here uitbring, maar wat ons wys vir ons kinders is jy moet verstaan dit is essensieel. Jy moet verstaan jy kan nie gemors voor jou kinders sit. Hierdie goeters wat ek hier in die F gesit het. Vandag het ek 'n bietjie 'n video vir al ons ouers daar buite. So wat ek gaan doen soos altyd, weet julle hierdie teerlys van my. So ons het verskillende tipe programme wat baie kinders vandag kyk. Ek self het 'n seentjie van 7 jaar en een van 2 jaar. So ek weet presies al hierdie goeders wat hulle kyk tot vervelings toe. En ek wil vandag bietjie vir ons ouers help en net baie van hierdie goeders het ek nou self, jy weet as hulle dit kyk dan sit jy dit net maar aan en dan kyk jy saam met hulle. En met van hierdie goeders het ek baie ernstige probleme vir Christen ouers opgetel. En ek wil dit met julle deel vandag. En dan is natuurlik van hierdie goeders wat ek vir jou sal voorstel en sê hierdie is dalk 'n goeie ding wat jou kinders kan kyk, wat hulle actually sal stig. Van dit is dalk meer Bybels georiënteerd en dalk 'n goeie ding om te kyk. En van dit is maar is sekulêre goeders wat net daar's niks fout daarmee om te kyk en ek dink hierdie is baie hulpsaam vir ons vandag en dat ons sensitief is vir wat ons voor ons kinders se oë sit en want van hierdie goeters is dalk goed wat jy nie geweet het 'n probleem is nie. En ek het 'n paar ou goeters hierso wat mense van my generasie sal weet waarvan ons praat. Kom ek sê vir julle net so, baie van die goed wat ek op hierdie kanaal hanteer is baie dogmaties en ek sê hierdie is die manier en daar's geen ander manier. Hierdie video vandag is nie so nie. Okay? Ek is eintlik meer in die kommentaar wil ek hê ons moet mekaar uithelp. Dalk het ek iets gemis wat ek gesê het, jy weet hierdie is 'n goeie ding om te kyk en dan is dit op die einde van die dag nie en dan wil ek hê julle met my uithelp met dit. So verstaan mooi, hierdie is baie meer 'n gemaklike video met die idee van ek is oop om verkeerd bewys te word. Ek wil mense help en as daar dalk programme is wat julle sal voorstel wat ek nou gemis het, ek het nou maar net so 12 programme hier wat ons gaan hanteer. Maar as daar iets is wat ek gemis het, dan laat weet ons. En ek wil hier's minimale Afrikaanse goeters. Daar's maar min van hierdie goeters wat ek weet dat Afrikaans is. So help ons mense uit. Soos ek sê, hierdie groot idee van hierdie is om eintlik in die kommentaar gaan julle baie van die harde werk doen. En weens ek het nie al hierdie goeters gekyk nie, maar ek kan julle sê van hierdie goeters het ernstige probleme wat ons moet sensitief wees wat ons voor ons kinders se oë sit. So kom ek wys vir julle alles wat ek hier op my lys het, dat jy net weet wat jy jouself voorberei. Ons het hier vir Peppa Pig, ons het hier vir Bluey, ons het hier vir wat se goeters is daai? Superboek, dan het ons Paw Patrol, dan het ons vir Benze, ek weet nie of julle hom ken nie, is 'n Afrikaanse ou, kom ek sê vir jou kinders hom weer ontdek. Ondraaglik. Dan het ons hierso hierdie is 'n Jurassic World kinderprogram. Dan het ons vir Blippi, Blue's Clues, Courage the Cowardly Dog. Daai is my generasie manne gaan weet van wat ek daar praat. Dan het ons hier vir Danny Go, Juffrou Lientjie en Moomin. My mat, kom as jy nie van Moomin hou nie, want jy nie in die regte tyd groot geword het. So dis die goed ons gaan hanteer. Voordat ek daarby uitkom wil ek eers net met julle deel. Kom ons gaan net gou vinnig hier na die skrif voordat ons begin en net sien hoe ernstige saak dit is. So die Bybel sê vir ons in Matteus 18 vers 4: Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck and they were drowned in the depths of the sea. So, ons kan hierso sê dat Jesus is baie ernstig, dat as jy 'n kind laat struikel, as jy 'n kind laat val, dan is daar baie ernstige nagevolge wat jy gaan kry. So hy gebruik hierdie eksplisiete taal om te sê 'n meelsteen sal om jou nek gehang word. Jy sal verdrink word in die bodem van die see. So ek bedoel dis net baie dis 'n beeld wat die Here vir ons hierso skep van die ernstige nagevolge wat daar is van om 'n kind te laat struikel. Dis omdat ek hierdie mense wat kinders mislei en jy weet 'n program op die TV sit wat kinders in die verderf inlei is absoluut dodelik vir hierdie ouens met wat se oordeel hulle gaan ontvang deur dit te doen. En as jy ooit 'n kind laat struikel het in enige manier om te bekeer daarvan, weg te draai daarvan af, want ons sien hoe ernstig die Here dit opneem. Maar voor ons enigstens ingaan oor die goeters wat ons gaan praat, wou ek met julle net deel. Die eerste ding wat ons moet besef is natuurlik, is dit goed vir ons kinders om TV-programme te kyk? Nou ek dink meeste mense sal weet en verstaan dat dit is nie altyd goed nie. So daar is sekere goeders wat mens moet verstaan. Ek dink jy om jou kind totaal en al tyd voor die TV te ontbied en dat hulle dit nooit kyk, is ook nie gesond in ons kultuur vandag. Ek dink as jy vir hulle niks laat kyk nie, jy weet eendag gaan hulle dalk sukkel om in te pas met hulle werk, jy weet om as hulle werk het wat hulle byvoorbeeld lank voor 'n skerm moet wees, dit is iets wat deel is van ons lewende realiteit. En hoewel ek verstaan as ernstige probleme daarmee, dink ek geen tyd
met hierdie tipe media is ook nie gesond nie. As hulle ouer dalk raak en nou het hulle ewe skielik hierdie toegang tot hierdie media, kan hulle dalk nie weet om dit te hanteer en daai tyd bestuur met dit te doen nie. Met dit wil ek sê, ek dink dit is belangrik vir ons ouers om 'n groot beperking daarop te sit. Jy weet, laat jou kinders nie meer as 'n uur of 2 op 'n dag kyk nie. Jy moet nou maar self besluit wat dink jy is 'n goeie periode van tyd, maar ek dink geen is sleg en dan te veel is natuurlik ook sleg. So, maar net om met julle 'n paar goeders te deel van hoekom dit sleg is om vir hulle te veel tyd te gee vir die TV, is wat hulle waarneem as gedrag gaan hulle doen. Met ander woorde, as hulle sien, hierso is maatjies wat mekaar seermaak, of hier's maatjies wat lelik met mekaar praat, of jy weet, hierso's 'n mamma wat lelik is met haar pappa, iets wat ons sal wys in van hierdie programme wat ek dink dit so uitbeeld, dan is dit die manier wat hulle dink dit moet gebeur. So, as jy byvoorbeeld vir jou dogtertjie die hele tyd wys, wat baie van hierdie kinderprogramme en baie movies het, is jy weet hierdie girl bosses en hierdie vrouens wat al die beheer vat en hierdie vroulike superheroes, en jy weet, is hierdie vrouens wat al die beheer oor die mans oefen, dan sien ons dis teenoorgestelde van wat die Bybel vir ons sê, dat die vrou moet onderdanig wees aan die man, en dat dit eintlik deel is van die val waar die vrou, deel van die val wat die vrouens gekry het, is om 'n begeerte te hê tot hulle mans, en dis nie 'n seksuele begeerte nie, ons het al baie daaroor gepraat, maar dis 'n begeerte om beheer oor hulle uit te oefen. En as daai goeders oor en oor in jou kinders gekondisioneer raak, is dit die manier wat hulle gaan begin optree. So ons moet dit verstaan. Dis hoekom ons moet sensitief wees wat ons voor hulle sit. As jy byvoorbeeld 'n LGBTQ affirming program voor hulle sit, waar daar lesbiene is en homosexuals en al hierdie goed, en transgender mense, dan gaan hulle dink dit is die normale manier om op te tree. En ons kan nie ons kinders toelaat om sulke goeders te kry nie. Dit het natuurlik 'n verslawende invloed veral op emosionele en volwasse mense, kinders wat nie grense vir hulle self kan stel nie. So baie van hierdie programme is dit soos die kinders wil hulle uitbeeld, doen net wat hulle wil doen, en gaan net aan asof daar geen beperking is op wie hulle is nie. Maar baie van die programme wil hê jy moet vry wees en losgemaak wees van die reëls wat jou maale op jou sit, en so. Ek dink daar was so 'n storie, wat is daai rooi mannetjie, so rooi pandabeer, ek dink baie van julle sal weet waarvan ek praat, wat jy weet, hierdie pandabeer was vasgevang in hulle maale, wat hierdie rigiede, streng ouers was, en hulle wou net losbreek en hulle eie goeders doen, en jy weet, baie van hierdie goeders het daai invloed op die kinders. Dan, so ook baie visuele beelde, veral voor die kinders gaan slaap, stimuleer hulle breingolwe en maak dit vir hulle moeilik om te slaap. So as jou kinders sukkel om te slaap en die slaap te raak, of vir kort periodes van tyd slaap in die aand, is dit nou al wetenskaplik bewys dat baie screen time net voordat hulle gaan slaap is nie gesond vir jou kind se slaappatrone nie. So maak 'n streng reël dat 'n uur voordat jou kinders gaan slaap, dat hulle ophou screen time hê. Dis nou tyd saam met mamma en pappa. Jy eet en jy gaan slaap, en jy weet, jy lees boek of jy doen sulke goeders met hulle. En nie toelaat dat hulle net voordat hulle gaan slaap lang tye voor 'n skerm is nie. En 'n deel hiervan is ook natuurlik swak vir taalontwikkeling. So baie kinders leer dan, hulle word hierdie visueel gestimuleer en leer nie om hulle woorde uit te druk en ordentlike taal te gebruik nie. En soos julle weet, ek is 'n ou wat baie streng is op my taal gebruik. Ek is nie ou wat my taal meng nie, en ek is 'n taalpurist in elke vorm van die woord. Okay. Okay, so met dit als gesê, soos ek vir julle sê, die idee is nie dat jou kinders te veel TV kyk, ons almal dink ek verstaan dit en weet dit, maar as hulle nou moet iets kyk, waarna kan hulle kyk? So, kom ons gaan hierso na my lys toe. Kom ons begin. Kom ek verduidelik net hierdie lys as jy dit nie ken nie. S is die sterkste, dis die beste. Hierdie sal ek sê is nie net skadelik vir jou kinders nie, maar is goed vir jou kinders. Hulle kan dit kyk en dit is dalk 'n Christelike boodskap wat hulle sal ontvang van dit af. Dan is dit die A is natuurlik, hierdie kan selfs van die sekulêre goeders kan hier in die A wees, maar dis glad nie skadelik vir jou kinders nie, is wat ek daar sal sê. B is soos, okay, dit is nie die slegste ding in die wêreld nie, maar dit is nou ook nie noodwendig goed nie. C is soos, ek weet nie eintlik waar om dit te sit nie. Ek sal dit nie vir jou recommend nie. Alles van B af op is iets wat ek vir jou sal voorskryf. Dis ons recommend nie. So sal ek vir jou voorskryf en sê, kyk dit, alles D en F is goed, as ek sal sê, bly weg. So D bly jy van weg, en F is, jy weet, hier is of LGBTQ positief, of dit een of ander bose ding wat dit uitbeeld, of hulle laster aan. En kyk, as 'n ding, as 'n program een keer laster, is ek uit. Dan is jy F. So as jy ooit OMG gebruik of so, as jy uit, jy's F. Jy kan nie jou kinders dit laat kyk nie, en ons moet streng wees op baie tipe goed. Maar Peppa Pig, as jy nie geweet het, Peppa Pig is LGBTQ positief. Hulle het al karakters hier ingehaal wat LGBTQ is. Jy weet, of het nou is transgender, of het nou is homoseksuele mense, so hulle skryf 'n beeld uit vir kinders,
en dit gaan hulle totaal en al mislei. So alhoewel dit is oulik en snaaks en pappa en mamma en hierdie nonsens, hierdie ding is 'n F 100%. Ek sal nie laat my kinders Peppa Pig kry nie. Kyk nie. Bluey. So kom ek sê vir julle so met Bluey se ding is ek is nie bewus van enige LGBTQ in nie. Is hierdie algemeen fine en oulik en nie te veel fout nie. Die groot probleem wat ek het met Bluey is die manier wat hulle die pa uitbeeld. So in die deel wat ek gekyk het is hy soos useless en kan niks doen nie en jy weet die ma moet half alles vir hom doen en die kinders en hy's half maar net daar en jy weet dit's 'n baie swak beeld van 'n manlike karakter. Ek dink dit is problematies. Ons lewe in 'n wêreld wat ek vir julle kan sê soos baie swak mans het. Jy weet of dit nou op 'n fisiese vlak, emosionele vlak is of wat nie kan beheer vat nie, wat toelaat dat vrouens oor hulle heers, alles van dit is 'n probleem en dit is buite die wil van God. Die Christus vergelyk die kerk vergelyk sy verhouding met die kerk met 'n man en 'n vrou se verhouding. So dit is baie belangrik dat ons die regte rolle het en ek dink nie Bluey beeld dit uit nie. So ek sal met D sit. Ek is nie bewus van enigiets erger as dit daar nie, maar dis waar ek hom sal sit. Hierdie is superboek. So ek wil vir julle sê superboek is deur charismatiese ouens geskryf en deur charismatiese ouens gedoen. Ek dink daar is sekere goeters hierin wat goed is. As jy nie weet nie, dis soos 'n robot wat saam met 'n paar vriende gaan en dan gaan hulle deur Bybelse stories. Ek kan net vir julle eerlik sê is die gevoel wat ek kry met die ding is nie great nie. Ek kan nie vir jou sê wat nie. Dis net iets van dit pla my, iets van dit sit my af. Alhoewel hulle Christelike stories het, julle weet my posisie met baie Christelike materiaal uitbeeld om goeders by te sit by die Bybel, jy weet om hierdie storie in te kleur. Dis baie van wat die ding doen. Ek sal nie sê dis boos en jou kinders gaan mislei word noodwendig hierdeur nie. Ek dink net verstaan wat hierdie ouens se teologiese agtergrond is, alhoewel hulle nie streng teologie try kommunikeer nie, is ek sal hom in 'n C sit en ek wil dit nie vir jou recommend want soos ek vir julle sê, iets van dit is nie vir my heeltemal daar nie. Dan Paw Patrol. So hier is my ding met Paw Patrol. My kinders het dit baie gekyk en die issue vir my is hulle het op 'n stadium in een of ander movie of iets het hulle karakter ingebring wat ek dink sy naam is Everest. Okay, en hulle sê as ek dit nou gaan Google en ek gaan kyk hierso op ChatGPT en ek vra vir ChatGPT dan sê hulle dit is nie dit is 'n dogtertjie hierdie Everest, maar die eerste gevoel wat ek gekry het is Everest is soos trans. Dit is soos nie duidelik wat se geslag dit is nie. Nou dit jy dalk dink is seker te erg of te streng, maar so as jy gaan kyk so ek wil sê dit het my gepla daai Everest karakter. Nou hulle sê as jy op chat en hierdie goeders gaan kyk, sê hulle Everest is nie transgender nie, maar girl. Maar dan sê hulle nou hier as jy bietjie dieper gaan delf, dan sê hulle however, the Paw Patrol franchise, through its spin-off Rubble and Crew, introduced a character named River, who was created by the production team as the franchise's first non-binary character. So daar gaan jy. So ek bedoel, as sodra ek 'n show in daai rigting gaan, dan het jy my verloor. En so dis hoekom ek is maar net eerlik met julle. Ek dink Paw Patrol is 'n oulike storie, maar dit is 'n tipe karakter wat daarin het. So dan kry jy 'n lekker F. Benze. So Benze is ek weet nie of julle dit ken nie, maar dis 'n Afrikaanse ou. Hy het so 'n jaar of 2 terug video's gemaak en Benze se goeie. Ek dink hy het 10 video's gemaak, maar hy het klomp subscribers se goeders of nie so baie hy het klomp views gekry en dit lyk asof hy opgehou, maar hierdie is onskuldig. Ek weet nie as daar enigiets fout met dit nie. Kom ek sê vir julle so van die liedjies se goed wat hy sing is dit gaan jou mal maak, maar ek dink daar's enigiets fout met dit en ek dink jou kinders kan dit maar kyk. Benze. Dan het ons hierdie ouetjie. So hierdie is so Jurassic World tipe ding vir kinders. En ek ook sê vir julle net duidelik op 'n stadium, ek dink is in season 5 of 6 het ek gesien was daar 2 lesbiene wat mekaar gesoen het en was uitgebeeld as hierdie mooi, baie oulike, jy weet, ondersteunende, empowering ding. So jy kry ook natuurlik 'n F. So hulle is LGBTQ positief. Steven Spielberg is betrokke in die production van die ding en hy is so woke as wat jy kry. So dan het ons vir Blippy. Nou Blippy se goed ken ek ook nie. Dis ek bedoel hy's 'n sekulêre ou. Ek wonder of hy skoon is met sy taal. Jy weet baie keer van hierdie goeters, as jy gaan kyk soos hierdie goeters soos Diana en daai goed, hulle laster baie. Ek kan nie dink ek het ooit vir Blippy oor laster nie, maar buiten dit dink ek is dis redelik. Ek dink hy is relatief onskuldig. Ek sal hom hier by 'n B sit.
Dan het ons vir Blue's Clues, as jy 'n bietjie jou huiswerk gaan doen, Blue's Clues het ook hulle is ook LGBTQ positief, hulle het 'n Pride episode of iets gehad. So onthou baie van hierdie goed dalk nie in elke episode nie. Ek sê nie hulle druk dit jou keel af nie, maar as dit een keer daar is, dan sê ek uit. Dan wil ek nie my kinders naby dit hê nie. So Blue's Clues sal ek ook in die F sit. Dan Courage the Cowardly Dog is my tyd se mense en hierdie is eintlik net vir my om nostalgies te raak. Ek het hierdie ding baie gekyk op skool. Is nou as ek terugdink, is dit seker nie great nie, want ek onthou daar was een episode van so bose mannetjie wat so gesweef het en daai ding het my tot vandag toe bang. Ek is party aan al lê ek en raak op my senuwees oor daai ding. So ek dink Courage the Cowardly Dog is ek dink dit is eintlik te scary vir meeste kinders. Ek dink hulle moet wegbly van dit. Ek het nie regtig iets anders daarvan onthou nie. Hierdie is meer net vir my eie belangstelling dat ek hom nie ingesit het, maar kom ons gooi hom daar by die idee. Danny Go, oor die algemeen is dit meer dans en fisies wat ek dink 'n baie goeie ding is. Die slegte ding van hom is hy het episodes wat oor Halloween gaan. Nou ons kan glad nie iets ondersteun wat Halloween is nie. Ek leer my kinders dat as hy Halloween in 'n program is, dan sê hulle vir my en dan sit ons die ding af. So omdat dit Halloween is, sal ek hom in die F sit. So soos ek vir jou sê, die ander goeters is fyn, maar nog steeds as hulle enigstens so iets ondersteun, jy weet nie wanneer daai ding oorgaan na die Halloween episode nie, en dan sit jou kinders en kyk goeters wat en Halloween is 'n sataniese fees en ek bedoel ons wil nie iets kyk wat van die Satan afkom nie. Dan juffrou Linkie, so ek dink meeste van julle sal weet wie is juffrou Linkie. Sy maak baie oulike goeie, nie noodwendig Christelik nie. Ek kan verkeerd wees daaroor, maar ek bedoel dis obviously nie die regte dis nie die fokus van haar kanaal nie. Die fokus van haar kanaal is meer net om van dit is ook bietjie meer opvoedkundig. Maar juffrou Linkie se goed is solid. Ek het nog nooit iets daar gekry wat ek teen is of wat verkeerd is nie. As julle kan iets optel, laat dit in die kommentaar, maar sy is baie populêr in Suid-Afrika en ek dink ek sal haar vir julle voorstel. Ek sal haar by A sit. Ek sit daar net teen S nie, want ek dink nie sy's nie reguit oor hierdie is 'n Christen kanaal. En soos ek gesê het, om 'n S te wees moet jy 'n Christen kanaal wees. En dan het ons hier vir Moomin. En Moomin is ook my tyd se mense en Moomin was cool. Kom nou, daai episode, ek onthou nog daai episode wat hulle so alles verspoel het en hulle geswem het in hulle huise en goed, maar ek kan nie onthou dat Moomin enigiets verkeerd gehad het of so nie. So dis dalk ook iets wat ons kan recommend. Maar ek dink dit is nou baie low budget as jy dit nou kyk. En daai ding as jy gaan kyk hoe hierdie mannetjie geteken is, dit lyk asof my 7-jarige kind hierdie ding geteken is. So maar ek self nog steeds vir Moomin daar in die A-klasse. So ja, soos julle kan sien, ek het nie iets hier in die S kategorie nie. Ek is skepties en stadig om 'n ding wat hulle sal voorgee as hierdie is 'n Christelike program vir kinders om te kyk, is ek maar skepties oor die algemeen. Ek bedoel, hierdie was nie gefokus op movies nie, maar jy het hierdie movies soos King of Kings en hierdie goeters. En ek bedoel, want die ouens soos Pierce Brosnan, wat as jy nie weet wat 007 was, sulke sekulêre ouens wat bereid is om deel te hê in so 'n ding, wat gaan oor Christus en so. En baie van daai goeters sit maar nie reg met my nie. Julle ken my posisie oor The Chosen, so ek is skepties oor Christen media. Ek dink YouTube wat jy preke kyk en wat jy mense kyk wat jy onderrig in solid teologie, dit is die goeters waar jy gaan leer. En weens ek is nie bewus van kinderprogramme wat dit eksplisiet so vir kinders leer en wat ek vir jou sal sê is in die S teorie. Maar dalk weet julle daarvan, dis weens hoekom ek hierdie video gemaak het. Ek wil hoor by julle en ek glo hierdie kan die kerk stig en ek glo hierdie kan mense by die Here uitbring. Maar wat ons wys vir ons kinders is jy moet verstaan dit is essensieel. Jy moet verstaan jy kan nie gemors voor jou kinders sit. Hierdie goeters wat ek hier in die F gesit het. As ons net weer deur dit gaan. Peppa Pig, Paw Patrol, hierdie dinosaur goed, Blue's Clues en Danny Go. Omdat hierdie mense sekere goeters wys en sekere goeters ondersteun wat nie in die skrif is nie, is dit iets wat ons moet verwerp. Die ene wat ek wel vir julle kan voorstel is, my ma het hier 'n boek gemaak wat baie goeters is om kinders se praktiese riglyne te gee om sekere waardes te ontwikkel. Daar's verskillende dele in hierdie boek wat vir jou praktiese riglyne gee van wat jy saam met jou kind kan sit en lees en jy kan dit by haar bestel deur hierdie nommer te kontak en sy kan vir jou daai boek deurstuur. So ek sal dit vir julle voorstel. Dis 'n lekker praktiese ding wat jy met jou kinders kan werk en vir hulle jy weet die gawes van die Gees kan leer en net vir hulle sal leer hoe 'n Christen moet optree in verskillende situasies. So as jy belangstel daaraan, kontak haar, dan sal sy vir jou die boek gee en ek sal daai boek vir julle voorstel en ek glo dit sal vir julle groot seëning wees. Halleluja. Maar dis wat ek vir julle het vandag. Hou nou op YouTube kyk, gaan lees jou Bybel.